Die boek Henog, Waarheid of Leuns, deel 28. Ek is professor Hans Rettinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Dit is 'n moedboek daai vir elke huisgesin, elke Afrikaanse huisgesin. Daar is soveel vrae daarso wat die kerk vir ons nooit geantwoord het nie. Gaan vra jou pastoor wat het gebeur in die tuin van Eden. Dan vertel jy vir die slang het vir Eva 'n appeltjie gehou. Gaan vra vir jou pastoor en jou predikant wat het gebeur toe Noag hulle uit die ark uitgekom het. Wat het Gam gedoen vir sy pa? Hoe het sy pa kaal gelê? Hoe het vir sy pa gelag? Sy pa gelag. It's a laughing matter, van die ouens lees nie wat daar staan nie. Hulle lees nie wat daar staan nie. Kry hierdie boek, en dis ook 'n goeie boek vir iemand wat 'n geliefde aan die dood afgegee het, om vir ander mense die boek te gee, dat hulle kan verstaan, ons verstaan hy siel, gees en liggaam, wat gaan hemel toe, wat gaan doodryk toe, wat gaan paradys toe, wat staan op as Jaffa kom. Dis 'n moedboek. Mens, siel, gees en liggaam, kan my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367-124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Ek gaan net hierso vir 'n oomblik die geleentheid gebruik om vir broer Oliver, broer David en vir broer Rudy baie dankie te sê. Hulle is ons 3 van ons IT-mense en wat dit vir ons moontlik maak om die boodskappe uit te kry, en ons gee nooit aan hulle eer nie, en ons praat eintlik baie selde van hulle, want hulle is die manne wat agter die skerms werk. Ek dink spesifiek aan broer David, tot laat nagte, in die oggende vir u om die boodskap 3 uur te kry, en partykeer dan so 2 uur in die oggend wat daai boodskap gelaai is, want hy wil laat weet, prof, hy's nou gelaai en alles, en dan kry hy om 3 uur. Ander keer het ons rekenaarprobleme, ander keer is daar internetprobleme, en elke keer is broer David daar, so ons vir broer David Burger sê baie dankie. En as u ooit belangstel om 'n webtuiste site te begin, gebruik broer David Burger, kry sy kontaknommer by my, uitsonderlike, mooi mense, en so broer Rudy ook, wat die TikTok doen, so Oliver wat vir ons die YouTube goed deel en werk, aan Jaffa al die eer. Ek dank Jaffa vir die manne en die vrouens, en aan die wat help bydra in die bediening, elke man en vrou, en elke een wat net kan bid vir die bediening ook. En onthou, daar's dinge wat ons reg bid, en daar's ander dinge wat ons moet reg maak. Daar's seker goed wat geld kos, so ek kan bid tot ek neerslaan, dit gaan nie van self regkom nie. Daar's finansies nodig om dit te laat werk, so. Ons vra ook vir u om te kyk of u bydra kan, of u 'n bydra kan maak om hierdie bediening op die ligte te help hou. Dit kos baie geld. Anders is seëninge, vrede, blessings, in die mooiste naam Jaffa. Halleluja. Kontak my by ons WhatsApp nommer 0722-367-124. As dit die eerste keer is dat jy na 'n reeks kyk, is baie welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor. Jy het 'n magdom inligting gemis. Teken in, baie belangrik, sodat die kennisgewing van al die ander studies ook kan kry. Skryfblok en pen is uiters noodsaaklik. Vertrou dat hierdie lesing vir u 'n groot seën gaan wees. Die boek Henog, Waarheid of Leuns. Nou, ek gebruik die boek Henog, en ons is besig om so na die einde se kant toe te stap met hom. En nou ek lees, en as hy sê God, dan sê ek God. As hy sê Here, dan sê ek Here. Want ek kan dit mos nou nie verander nie, so hulle dit geskryf het. Direk uit die boek van Henog uit. Daarna het hy sy hele skepping geskape. Daarna het hy, dis soos hulle sê God, die hele skepping geskape. Beide dit wat sigbaar is en dit wat onsigbaar is. En na dit alles, hy het die mens na sy eie beeld geskape. Hy het in hom oë geplaas om te sien en oor om te hoor, en 'n hart om te dink en 'n verstand om te oorweeg. Nou wil ek jy moet mooi luister wat hy hierso sê. Wanneer hy praat hierso, dan klink dit asof dit Adam is wat hy gemaak is. Hier is nie Adam nie. Jy kan net self gaan lees, Genesis 2,
Genesis 1, 26, 29. Genesis 1 vers 26, 29. Daar spreek Jahwe mense na sy beeld, na sy heerlikheid. Manne en vrou, en hy het vir hulle gesê, manne en vrou, en hy het vir hulle sê, vermenigvuldig en vul die aarde. Kan twee mense die aarde vervul? Ja, hulle moet erger aangaan as konynkies. Sy moet elke 3 weke verwag. Sy kan nie 9 maande vat om te verwag nie, om die aarde vol te maak, as dit Eva was nie. Hoe verstaan ons dit nou? Hy het mense gemaak, mense meervoud, manne en vroue, wat sê vermenigvuldig en vul die aarde. Dis nie Adam en Eva nie. Eers in Genesis 2 vers 7, formeer hy Adam uit die stof van die aarde. Die eerste mense het hy geskape, gespreek, soos die son, die maan, die sterre en die diere, gespreek. Die tweede mens, Adam, het hy geformeer, en hy blaas in sy neus die asem van die ewige lewe. Nou kyk wat sê, en hy het in hom oë geplaas. Ek gaan weer by nommer 2 begin. Daarna het hy sy hele skepping geskape. Beide dit wat sigbaar is en wat onsigbaar is. En na alles het hy die mens na sy eie beeld geskape. En hy het in hom oë geplaas om te sien, oor om te hoor, en 'n hart om te dink. Ek gebruik nie my hart om te dink nie. En 'n verstand om te oorweeg. Ja, hy dink en oorweeg is dieselfde ding. Toe het God die jaar tot voordeel van die mens georden, en hy het dit verdeel in seisoene en in ure, sodat die mens die veranderinge en die einde van die seisoene kan waarneem. Die begin van die jaar en die einde van die maande en die dae en die ure, en dat die lengte van sy eie lewe kan meet. Wanneer die hele skepping wat deur God tot stand gebring is tot 'n einde kom, en elke mens na die groot oordeel van God gaan, dan sal die seisoene verander. Dan moet jy sien die leen wat hierso is. Daar kom nou 'n nuwe reeks deur in die volgende week of 2. Alles lê reg, ek moet dit net opneem. Verskyn ons almal voor die regterstoel van die Vader. Verskyn ons almal voor die wit troon oordeel. Verskyn ons almal voor die wit troon oordeel. Hierdie ou sê ja, en die baie kerke sê ja, en meeste protestante kerke, charismatiese kerke en katholieke kerke sê ja. Niemand kan in die hemel ingaan tensy hy nie voor die Vader verskyn het en vir sy sonde verantwoording gedoen het nie. Nee, sê wat my Bybel sê nie. As ek en u rein genoeg is om uit hierdie lewe uitgeneem te word in 'n verheerlikte liggaam, 1 Korinte 15:27, 58. As ons rein genoeg is om weggeneem te word, om verander te word, verroosja te word, weggetrek te word, aan die einde van Openbaring 3:22, wat gaan ek voor 'n wit troon oordeel doen? Ek het nie meer vuil overal nie. Ek het 'n wit kleed aan. Om wat te doen? Om te gaan sonde boeting te doen vir wat ek gedoen het op die aarde. Nee, dis aan die kruishout van Golgotha vasgeslaan. Anderste was dit 'n gemors geweest met Jahwe se afsterwe en die prys wat hy betaal het. Dit beteken hy dan nie 'n volle prys betaal nie. Nee, dit is wat die kerk wil ons moet glo, want hulle wil jou altyd onder die juk van sonde en diensbaarheid hou sodat jy kan betaal daarvoor. Nou speel hierdie vrymesselaars, want die vrymesselaars wat die boek geskryf het, so in die hande van die katholieke, want hulle is almal 'n klomp katholieke. Elkeen, wanneer die hele skepping wat deur God tot stand gebring is, tot 'n einde kom. Is nie die hele skepping nie. Die mense is dan deel van die skepping. En ons gaan voortlewe. Dit wat in die hemel is, die serafs, die 24 ouderling, die heilige wesens. Dis als deel van die skepping. Dit kom nie als tot 'n einde nie. Wanneer die aarde tot 'n einde kom, na die slag van Armageddon, dan gaan die sondaars voor Jahwe verskyn, voor die regterstoel. Want hy sê in Openbaring 20 vers 4, ons sit op die trone, en die oordeel is aan ons gegee, wie die bruid is, wat by die einde van Openbaring 3:22 weggetrek was. Wanneer die hele skepping wat deur God tot stand gebring is tot 'n einde kom, en elke mens na die groot oordeel van God gaan, nie elke mens die hele kan gaan, nie ek nie. Dan sal die seisoene vergaan, en daar sal geen jare meer wees nie. Ook sal die maande en die dae en die ure nie meer bereken word nie, maar daar sal 'n einde,
maar daar sal 'n enkele eon wees, enkele hemel wees. En al die regverdiges wat God se oordeel ontsnap, sal verenig word met die groot eon. En die eon sal verenig met die regverdiges en hulle sal vir ewig lewe, die eon. En hulle sal geen arbeid meer hê nie, maar lyding, nog smarte, nog vrees, nog vervolging, nog barenswee, nog nag, nog duisternis. Die grootste klomp sterk wat die gepraat word. Eerste ding is engele baar nie hulle self nie. Gaan kyk na Hebreërs 1 vers 14, hy sê die engele is geskape wesens, ja verspreek hulle, tot diensbaarheid van homself aan die mens. En hulle sal geen arbeid meer nie, nog lyding, nog smart, nog vrees, nog vervolging, nog barenswee, nog nag, nog duisternis. En hulle sal om hulle 'n groot en wonderlike lig vir ewig hê. En 'n onvernietige muur in die groot paradys sal hulle die skuiling hê vir 'n ewige woonplek. Dis 'n klomp bolie man. En dan sal 'n groot wonderlike lig vir ewig hê. Dis nou Vader Jahwe. En 'n onvernietigbare muur, dis natuurlik die nuwe Jerusalem, Openbaring 21. Ons is juist besig nou met die boek hier nog, Openbaring 21, waar hy aan die muur praat. En in die groot paradys sal hulle die skuiling hê van 'n ewige woonplek. Vir wie's dit? Dis vir die ouens wat nie bruid geword het nie. Hulle bly in die paradys, maar die bruid gaan, die paradys is in die 3de hemel, maar die bruid gaan in die 7de hemel in. Geseënd is die regverdige van die oordeele van God sal ontsnap. Geseënd is die regverdige wat die oordeele van God sal ontsnap, want hulle gesigte is soos helder soos die son skyn. Maar hy het dan net gesê, alle mense sal voor die troon verskyn. Hierdie ouens praat soos ouens wat gedop is. Dan sê hulle die een ding en dan 5 minute later sê hulle presies die teenoorgestelde. So nou my kinders, bewaar julle siele van al ongeregtigheid, van alles wat God haat. Leef julle lewens asof in die teenwoordigheid van God en dien hom alleen. Bring aan hom elke offerande wat verorden is. Nou wat se offerandes was daar gewees in die tyd van Genesis? Offerandes wat verorden is. Waar was daar in die tyd van Henog enige priesters? Of waar was daar enige profete? Daar was nie. Leef julle lewens asof die teenwoordigheid van God en dien hom alleen, bring hom elke offerande wat verorden is. As julle opkyk na die hemel, God is daar, want God het die hemele geskaap, en as julle na die aarde en na die see kyk, en julle dinge onder die aarde aanskou, God is ook daar, want God het dit alles geskaap. Dis waar. Niks wat julle doen kan verborge wees vir die oë van God nie. Ja, halleluja. Ja, vir ons Elohim weet alles, hy sien alles, en dis hoekom hy alomteenwoordig is. Hy sal laat dit wees met lydsaamheid en sagmoedigheid en in tuistering van julle droefheid dat julle hierdie wêreld van lyding verlaat. Nee, ons gaan in geen droefheid hierdie wêreld verlaat nie. Wanneer ons verander word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, 1 Korinte 15, dan is dit met blydskap. As ek vandag sterf, 'n hartaanval kry, dis met blydskap wat ek sal uitlewe. Dis nie iets waaroor ek bewoe is nie. Die oomblik as die paradysengele by my kom staan, dan weet ek my werk is gedoen. Ek sal nie soveel probeer om tee te stribbel nie. Want die woord sê, oor min was jy getrou, oor veel gaan ek jou aanstel. Kom aan. Ons is nie nodig om bang te wees nie. Henog word weer in die hemel opgeneem. Terwyl Henog met sy volk gepraat het, het God 'n duisternis oor die aarde gestuur, en dit was donker, en die duisternis het die mense wat by Henog gestaan het oordek.
Kan jy dit glo? Kan jy dit glo? Nou sê vir my, as Henog dan so verskriklike persoonlikheid was, dat selfs Jaffa 'n duisternis oor die aarde gebring het. Daar was net duisternis toe Jaffa op die kruis gehang het. Maar nou bring hulle Henog in 'n beter posisie, 'n groter posisie as Jaffa. Terwyl Henog met sy volk praat, het God 'n duisternis oor die aarde gestuur en dit was donker. Die duisternis het die mense wat by Henog staan oordek. Jy sien, hulle probeer namaak wat reeds op die heuwel van Golgotha gebeur het, toe Jaffa gesterf het. Nou as hy so 'n wonderlike man is, die Henog, hoekom het hy nie saam met Elia en Elia en Moses op die berg verskyn nie? Hoekom het hy dan nie in die plek van Moses verskyn op die berg nie? 2000 jaar gelede. Die Petrus gesê het, kom ons bou 'n hut vir Moses, Elia en vir Jaffa. Hoekom? Dan moes hy op die berg gewees het. Hy is dan lewendig in die hemel ingegaan. Nee, jy sien die Bybel sê, en Henog was nie daar nie meer nie. Dit beteken, hy het net gesterf. Ek ook. As hulle sê, en Hannes Redlinghuis is daar nie meer nie, dit beteken, ek is huis toe, ek het my asem uitgeblaas. En die engel het gou gemaak en Henog opgeneem en hom gelei tot by die hoogste hemel. Ai. En God het hom ontvang en hy het hom in sy teenwoordigheid vir ewig geplaas. Ek lees net van een wat vir ewig in die teenwoordigheid van Jaffa geplaas is. Wie dink jy is dit? Kom, wie was dit? Jaffa. Hy sê, is opgevaar net aan die regterhand van die Vader, die majesteuse krag gaan sit, waar hy vir ons intree as 'n voorspraak, as bruid, sou ons 'n fout gemaak het. En as ek die linkerkant sien, dan sien ek die Ruach HaKodesh. So ek weet nie waar sou Henog gaan sit, seker op die Ruach se skoot. Het is lagwekkend hierdie goed, man. Mense wat die goed verstaan, en weet, ek wil net sê, het geen IQ nie. Ek is jammer om dit te sê. 'n Ou wat hierdie fairy tales glo, weet niks van die Bybel nie. En dis hoekom ek aanhoudend vir jou die woord uithaal. Sê die woord sê dit, die woord sê dit, die woord sê dit. Ek bring vir jou die woord in lyn met die leuns wat hulle hierso promoveer as die waarheid. Nou kry jy Israel visie ouens. Hulle glo hierdie snert. Jaapie van Sail, gaan praat met hom oor Henog. Dis hulle Bybel daai. Hulle glo sulke rubbish. Deborah de Rigter, gaan praat met haar oor die goed. Dis hulle goed hierdie. Die engel het gou klaar gemaak en Henog opgeneem en hom gelei tot by die hoogste hemele. En God het hom ontvang en hy het hom in sy teenwoordigheid vir ewig geplaas. Nee, ek lees iets anderste. Dat die bruid, Openbaring 20 vers 4, het op die trone gaan sit. Dis een van die hoogste plekke om te sit. En die oordeel is aan die bruid gegee, nie is aan nou Henog nie. Halleluja. Die bruid is die jury in die wit troon oordeel. Openbaring 20 vers 11. Henog het geen seggenskap daar nie, man. En die duisternis het van die aarde gewyk en dit was lig. En die mense het gesien en verstaan hoe Henog weggeneem is. En hulle het God verheerlik en teruggegaan na hulle wonings. Verskriklik, né? Weet jy wat? My oupa het altyd gesê, 'n pen is so gewillig, whatever jy met hom skryf, dit skryf hy. Die bepaalde tyd waarop Henog op die aarde was. Henog was gebore op die 6de dag van die 2de maand Tisvan. En het 365 jaar geleef. Hy is opgeneem in die hemel op die eerste dag van die maand Tisvan. En het vir 30 dae in die hemel gebly. Waar staan dit in die Bybel? Geef my die skrif waar dit staan. In Genesis.
Hy het al hierdie tekens van die skepping van God geskep het, wat God geskep het, neergeskryf. En het 366 boeke geskryf. En het al hierdie tekens van die skepping van God geskep het, neergeskryf. En dit het 366 boeke geskryf. Man, Henog het nie eens een boek geskryf nie. Henog was so ongeletterd soos die mense van daai tyd gewees. Primitief. 366 boeke. Hoe dik was die boeke? Op wat het hy geskryf? Papyrus? Of het hy op koolblare geskryf? Of op piesangblare geskryf? Of wat het hy geskryf? Op bokvelle geskryf, skaapvelle? « 366 boeke geskryf. Hulle het aan sy seun en hulle aan sy seun oorhandig en vir 30 dae op die aarde gebly. Nou moet jy verstaan, hy was vir 30 dae op die aarde, hy skryf 666 boeke. Ek wil vir jou een ding sê, ek is 'n skrywer van 23 dik boeke. En ek wil vir jou sê, dit is onmoontlik. En ek werk met 'n rekenaar, dat hy dit kon skryf. Hulle het dan in simbole geskryf. Hulle het nie eens 'n letteralfabet gehad nie. 3000 jaar na Henog, dan skryf Moses oor die 10 gebooie. En hy sê hy het 10 letters ontvang. Letters. Want die letter was 'n boek. Was 'n wet. So wat se alfabet het die ouens gehad om te kon skryf? Maar omdat hierdie ouens in die 15de en 16de eeu deur rabbies geskryf het, die vrymesselaars, nou glo mense dit, maar jy sien, niemand sit vir hulle self en dink en sê, maar waar kom die alfabet vandaan wat hulle gebruik het? Wat 'n alfabet was dit gewees? Waarop het hulle geskryf? Waar het hulle papier gekry? Waarmee het hulle geskryf? Met ink? Wat se tipe ink was dit gewees? Jy sien, dis hoekom ek 'n professor is. Ek wil die goed weet, want dit kom by my op. Kom ons lees net weer. En hy het hierdie tekens van die skepping van God geskep het, neergeskryf en het 366 boeke geskryf. En hulle aan sy seuns oorhandig vir 30 dae op die aarde gebly, en hy het weer in die hemel opgeneem op die eerste dag van die maand Tisvan, op presies die dag en uur waarop hy gebore is. Ai. Jy kan maar 'n rooi kappietjie die 7 dwergies glo ook, hoor. Soos wat elke mens se natuur in die lewe duister is, soos ook sy bevrugting, geboorte en vertrek uit hierdie lewe. So wat elke mens se natuur in hierdie lewe duister is. Nee, ons natuur is nie duister nie. Ons is gebore met die natuur van Yahshua. Want hy sê, voor die grondlegging van die aarde, was ons reeds verordeneer, uitverkies tot die ewige lewe. Ons is met 'n duister natuur gebore nie. Sal Yahshua vir die moeders, wat die moeders weggejaag het van die kleintjies, sê, verhinder nie hierdie kinders nie. Ek dink is Lukas 13. Wat sê, verhinder nie hierdie kinders nie, Markus 13. Verhinder nie hierdie kindertjies om my te kom nie, want dat sulkes behoort die koninkryk van my Vader. Het daai kindertjies 'n duister vlek oor, is hulle in duisternis gebore? Is hulle in die natuur van die duisternis gebore? Of het die kind die lig in hom? Ja, sy naam is voor van die grondlegging van die aarde af reeds in die boek van die ewigheid geskryf. Hy is verordeneer tot die ewige lewe, nie tot duisternis nie. Maar wanneer die kind groot word en 'n volwasse mens word, dan kom duisternis oor hom, wanneer hy of sy sonde toelaat. En daarom, het Jaffa dan ook toegelaat dat Yahshua gebore kon word, en hy sy lewe toegewy het aan ons vir 3 jaar, om sy lewe te gee vir ons, dat ons herstel kon word, ons name herstel kon word in die boek van die ewige lewe, omdat ons dit uit ons eie sonde toedoen, dit uitgevee het, verwyder het. En nou moet ons in heiligmaking bly lewe,
om ons name gestand te doen in die boek van die ewige lewe. Dit wat Adam en Eva verloor het Jahshua vir ons kom teruggee. Hierdie man omseil alles, hierdie vrymesselaars omseil alles. Soos wat elke mens se natuur in hierdie lewe duister is. Die mense is nie gebore met 'n duister natuur nie. So is ook sy bevrugting. Geboorte en vertrek uit hierdie lewe. Dit is duister, want hy praat van, hy is verduister, nee, jy praat snert man. Op die oomblik van sy bevrugting, op hierdie oomblik is hy gebore, en op daardie oomblik het hy ook gesterf. Hulle praat in sirkels in. Methuselah bou altaar. Methuselah het goud klaar gemaak en sy broers, die seun van Henog. En hulle het 'n altaar gebou op die plek As-Ugan, waar Henog weggeneem is. Hulle het skape en vee geneem en dit vir God geoffer. En hulle het al die mense wat saam met hulle was, bymekaar geroep om fees te vier. En die mense het geskenke vir Henog se seuns gebring. En dit was vrolik en hulle het vir 3 dae lank verbly. Ja, hulle het party gehou, hulle het wyn gedrink en Methuselah word hoofpriester. Op die 3de dag van sononder het die oudstes van die volk na Methuselah gekom en gesê: "Gaan en staan voor God en voor jou volk en voor die altaar van God en jy sal deur jou volk verheerlik word." En Methuselah het sy volk geantwoord, die Almagtige self. Hy sal self 'n priester uit die volk oproep. En die volk het die hele nag daar by die plek As-Ugan gewag. En Methuselah het by die altaar gebly tot God gebid en gesê: "Ewige God, die enigste God van ons vader Henog, uitverkies het, o God, moet 'n priester vir die volk aanwys en aan hulle harte begrip gee om u heerlikheid te vrees en alles te doen volgens u wil." En Methuselah het in slaap geraak en God het aan hom 'n visioen in die nag verskyn en vir hom gesê: "Luister Methuselah, ek is God, die God van jou vader Henog. Luister na wat jou volk sê en staan voor hulle en voor my altaar, en ek sal jou voor my volk verheerlik al die dae van jou lewe." Methuselah het opgestaan uit sy slaap en hom wat aan hom verskyn het geseën. En die ouens van die volk wat in die oggend na Methuselah gekom en God het Methuselah se hart verander, sodat hy geluister het na wat die volk sê en hy het aan hulle gesê: "Die Almagtige, onse God, laat hom doen wat hierdie volk wil hê." Sarsan en Garmis en Sazas en die oudstes van die volk het gou gemaak en Methuselah opgetooi in 'n pragtige kleed en het 'n skitterende kroon op sy kop geplaas. En die volk het gou skape en vee en allerlei soorte voëls wat aangewys is, gebring sodat Methuselah vir God en voor die hele volk offer. Methuselah het na die altaar Methuselah het na die altaar opgegaan na God, soos die môrester, wanneer dit opkom en die hele volk het hom gevolg. Daar's net een môrester. Die blink môrester, Jahshua. Methuselah het by die altaar gestaan en die hele volk was om die altaar vergader. Hy sê die oudstes van die volk het die skape en die vee geneem en hulle het 4 bene vasgebind, hulle by die kop van die altaar neergelê en die volk het aan Methuselah gesê: "Vat jou mes en slag hierdie gegeefste slagoffers voor God." Methuselah het sy hande na die hemel uitgestrek en God aangeroep en gesê: "O my God." Hoe kan Methuselah gesê: "O my God"? Het Henog dan nie vir hom gesê wat God se naam was nie? Jy sien, hoekom het Methuselah nie gesê wat God se naam was nie? Van die vrymesselaars het nie sy naam geken in die 16de eeu nie. O my God. God kom van Kyrios, Theos, 2de eeu. Sun God, God, Lord, Here, Theos, Kyrios. O ek my God, wie is ek om te staan by die hoof van die altaar en aan die hoof van u volk? En nou, God Almagtig, sien neer op u diensknegt. Kan u dink, God Almagtig, God.
Hy het dan 'n naam. As hy dan alles vir Henog gegee het, hoekom het hy hom sy naam gegee nie? Kom aan. God. Ons praat van 1000 jaar. Van 1000 jaar voor die sonnevloed. Toe praat Methuselah en sy seuns van God. Impossible. As jy dit wil glo, kan jy eerder 'n rooi kappietjie en die 7 dwergies glo. Dan is jy nader aan die waarheid. Die woord God kom van die Grieks af. Kyrios. In die 2de eeu. Die Latyns, Theos, in die 6de eeu. En later het God Lord geword. En Here, wat beteken Baal. So wie lieg eintlik? Ek los dit vir u om te besluit. O my God, wie is ek om te staan by die hoof van u altaar en aan die hoof van die volk? En nou God Almagtig sien neer op u diensknegt en op die hoofde van hulle volk en op die hele diegene wat uitverkies is en die genade aan u diensknegt voor hierdie volk, dat hulle mag verstaan dat u verorden het 'n priester vir die volk, dat u nou 'n priester verorden het vir die volk. Terwyl Methuselah gebid het, het die altaar geskit en die mes het van die altaar af in die lug opgestyg en in Methuselah se hand gespring voor die hele volk. Weet jy wat, ek is so bly dat die tyd het verbygegaan. Hierdie goed is eintlik vir my geheel en al irriterend. Om hierdie reeks te doen, vir my, Prof. Hannes, is irriterend. Maar, dit is so belangrik, dat die mense dit kan hoor, wat glo in die boek Henog. Jy het net 'n halwe breinsel nodig om te weet, dat hierdie is 'n klomp vrymesselaar snert. Maar nou nie die regte Afrikaanse woord gebruik nie. Kan ons dit verstaan? Hierdie het niks met die evangelie te doen nie. Hierdie het niks met Jaffa en sy skepingsplan te doen nie. Want Henog het nie lewendig in die hemel opgevaar nie. Dis 'n skepping. En ek sluit af met dit. Gaan dink hieroor. As Henog lewendig in die hemel opgevaar het, hoekom verskyn hy nie op die berg saam met Elia en Jafashua nie? Hoekom is Moses daar? Moses wat eers 2000 jaar later eers gekom het. Hoekom was hy nie daar? Hoekom was Henog nie daar op die berg nie? Want hy het 'n gewone dood gesterf, soos wat ek sal sterf en soos wat u sal sterf. Hy was niks besonders nie. Tot volgende week, as Vader lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.